Ek het so 'n hele paar weke terug en dit gebeur baie min in my lewe. Ek kan eintlik nie dink hoeveel keer in my lewe ek dit al gedoen het nie, maar baie min in my lewe preek ek 'n boodskap wat ek al iewers anders gepreek het ook. Maar soos wat 'n mens rond beweeg en ons het nou regtig baie moeite gedoen die laaste 2 weke om te bid. Jesus kom op 'n stadium, dan praat hy met die mense, dan sê hy, my Vader se huis, die kerk, moet 'n huis van gebed wees. Hy moet gebid word. En dis een van die dinge wat ek die laaste 2 weke al baie klem gelê het op, en ek het op 'n stadium, ek het op 2 weke terug vir gesê, ek het naderhand vir die Here gesê, ek dink ek het nou 'n perd opgesaal wat ek nie seker is van nie. Want toe stroom daar so baie versoeke in, en ek eer die Here dat hy net vir my gesê het, jy hoef niks te doen nie, jy moet net bid. Jy moet net saam met elkeen bid en vertrou, dis al wat jy moet doen, want uit onsself uit kan ons niks doen. Ons kan net saam bid, dis al wat ons kan doen. En soos die laaste 2 weke nou verby gegaan het, is daar iets wat nogal baie opvallend was, en ek het op 'n stadium nie presies die boodskap nie, maar die tema rondom dit op 'n ander plek gepreek, en dis sinisisme. Nou as jy nie weet wat dit is nie, ek gaan jy nou verduidelik, dis beteken om altyd sinies te wees. En ek dink is seker een van die grootste, hardste dinge vir ons as kinders van die Here. Dis eintlik regtig baie hartseer om te hoor hoe sinies kinders van die Here kan wees. In kerke, teenoor mekaar, teenoor hulle eie gesinne, teenoor hulle eie verhoudings, huwelike, besighede, skole, wat ook al dit mag wees. Nou, soos ek sê, as jy nie seker is wat dit is nie, ek gaan nou vir jy mooi verduidelik. Ek lees vir jy 'n gedeelte uit 'n boek. Die boek se naam was Beautiful Resistance. En John Tyson het hom geskryf. En die hele boek gaan oor hoe om weerstand te bied teen verskillende dinge wat ons as kinders van die Here almal so maar net, ek wil amper sê, saam met die wêreld in die bootjie spring en net doen. En ek het dit nou van Engels af Afrikaans toe vertaal, en dan gaan vir jy so 'n stukkie uittreksel lees. Hy sê, een van die standaard kenmerke van 'n ware New Yorker is sinisisme. En vir die wat wonder, dit is 'n Amerikaanse ou, so hy praat gelukkig nie met die mense in die Kaap of in Koster nie, hy praat nou hier met die New Yorkers. Okay. So ons is veilig, jy kan net ontspan en luister. Hy sê, 'n standaard kenmerk van 'n ware New Yorker is sinisisme. 'n Ware New Yorker moet sinies wees volgens die ou. Hy sê, trouwens, is dit amper onmoontlik om 'n New Yorker te wees as jy nie sinies is nie. Wanneer iemand hier aankom, vol vars nuwe drome en 'n opgewondenheid in hulle, is daar hierdie gevoel dat dit ons verantwoordelikheid is om hom of haar van daardie positiewe optimisme te moet reinig. Hulle staan en staar en neem die majesteit van die stad in, en hulle dink, hier gaan ek baie goed doen. En die New Yorker antwoord en sê, ek weet nie hoe om dit vir jou te vertel nie, maar hierso kos 'n klein woonstelletjie $7,000 'n maand. Ek dink nie jy gaan dit hier maak nie. Of iemand loop onder die flikkerende ligte van Broadway en vertel jou oor en oor van al die groot teaterwerk wat hulle gedoen het en hoe opgewonde hulle is om hier in New York Broadway produksie te kom probeer. En die New Yorker sê, duisende mense trek elke jaar hierheen en probeer in toneelspel inkom. Daar's geen manier dat jy op hierdie Broadway dit sal maak nie. Of miskien het hy of sy 'n hart vir finansies en hulle sê, hulle kyk in Wall Street af met hierdie indrukwekkende gedagte en verwondering oor die miljarde dollars wat hande wissel elke dag. Maar voordat hy nog iets kon sê die New Yorker vir homself, dis 'n brutale stad. Jy het geen kans om dit te maak in finansies nie. En is dit nie maar hoe dit oral om ons gaan? Ek is nou so bly dat ek nou juist New York gebruik, dat iemand nou nie kan sê pik op hulle nie, want
As ek nou 'n van gebruik het, dan was iemand kwaad of dorp, dis hoekom ek wil nie eens die Kaap gebruik nie. Ons gebruik maar New York vanoggend, maar is dit nie hoe dit in my en jou lewe elke dag gaan? Kom ek gee vir u 'n paar voorbeelde, dan gaan jy dit nou mooi verstaan. As iemand baie opgewonde maandagooggend by die kantoor instap, met so 'n huppel in sy stap, wat is die eerste ding wat mense vir hom sê? Jy het gewen. Hoekom lyk jy so gelukkig? Nee? Jy kan nie opgewonde iewers instap nie, want dan wil almal weet wat's fout met jou. Is jy nog dronk? Wat is jy okay? Jou nydag gehoor, wil ek amper nie sê nie, maar ek het nydag gehoor toe iemand so opgewonde is, toe sê ek, jou vrou jou gelos, hoekom is jy so opgewonde? En dis hoekom het my laat dink het aan hierdie cynisme. Ek meen, dis een van die ergste dinge wat jy seker vir iemand kan sê, maar dis omdat ons so gewoond is, ons is so ingesluk in hierdie wêreld van cynisme, dat ons niemand niks gun nie. Of miskien, wanneer dit nou begin goed gaan in jou lewe, of kom ons sê vir so 'n maand was daar nog geen uitdagings nie, dan kry jy hierdie idee van, dit gaan nou vir te lank goed, iewers gaan iets nou fout gaan. Iewers gaan iets nou breek, vir te lank gaan dit nou te goed. Dit kan nie waar wees nie. So kind, die skool jy nie een keer gebel het en dan sê hy, dankie tog, maar ek sal vir jou sê, voor hierdie week om is, gaan ek 'n oproep kry. My vrou so en so, jou kind, sê, das sy, ek het dit geweet. Ek het geweet, my ou uitblinkertjie by die skool, almal ken hom. Nee? Of miskien, wanneer dit skielik met jou buurman uit die blou tyd begin goed gaan. My vrou, ek sê vir jou, daai man is besig met onderduimse dinge, ek sê nou vir jou. Ek ken hom, daar waar hy werk, ek kan onmoontlik so baie geld maak. Daar's nie 'n manier nie. Sy baas kan dit nie eens bekostig. Miskien as iemand skielik vriendelik met jou begin wees. Skielik vir jou wil help om iets te doen. Vir die meeste van ons is die gedagte, waarmee is die perd besig? Hoekom is hy so vriendelik? Wat is sy plan? Soos jy met jou kind maak, né? As jou kind skielik instap en sê, hallo papa, gaan dit met papa? Onthou jy vir Orkney Snork nie, ou Spike? Hendrik in sy garage staan en Spike kom so ingestap, hallo Hendrik, wat wil jy leen? Dis hoe ons voel. Wat wil jy? Bring net eers dit terug wat jy geleen het. Dit was al 'n ware verhaal daai gewees. As jy altyd die swakpunte uitwys in ander mense se lewens en jou verlekker in hulle swakhede. Dis alles tekens van mense wat sinies is. Miskien moet ek 'n bietjie nader kom aan ons. Ons kom terug Koster toe. Ons is in klaar New York gewees. Ons kom nou terug Koster toe. As jou kind so by die kar se venster uitstaar en kyk hoe mooi is dit. Nou wat jy sê, is al jou hande van die venster af en maak kolle teen die ruit. Jou kind verwonder hom en jy worry oor die kolle teen die venster. Ek moet vir julle vertel, ek dink net sommer daaraan. Gistermiddag loop Joshua deur die huis. Nou as die persoon wat die vletjies verkoop het Vrydag by die skool hier is of dit hoor, vergewe my, maar Joshua het Vrydag by lentedag vir hom 'n vletjie gekoop. Nou loop hy die hele huis vol en dan hoor jy die heeltyd waar Joshua is. En ek dink ek het nog nie eens iets gesê nie, maar ek dink my vrou kon nou die uitdrukking op my gesig sien dat ek in hierdie vletjie gaan vashit. En ek het gesien is 'n plastiek vletjie en ek het gesien ek gaan op 'n ongeluk stuk in trap. Maar ek het dit beplan, soos ek ons baie keer met sonde maak. Ons beplan om dit te doen en dan sê ons dit was per ongeluk, né? En toe ek so gaan sit op die bank en ek maak my oë so toe, sê Belinda, ai, Joshua is so trots op die vletjie wat hy gekoop het. En hy mag hom nêrens blaas nie, almal beklei met hom. Nou ja, ek het Joshua gelos om gister sy vletjie te blaas
die hele dag vol, soveel soos sy hart begeer. Maar ek moet vir u sê, 5 minute na dit, toe sit hy die fluitjie neer, toe ons speel hy. En terwyl ek so terugsit, dink ek, joh, ek was op die punt om vir hom te sê, luister ou maat, ek ken daai fluitjie, ek gaan hom nou stukkend gooi, slaan, iets doen. 5 minute later, en ek kan nie onthou of hy hom alweer geblaas het nie, ek moet hom vinnig gaan wegsteek na kerk, maar hy het hom nie gister weer geblaas nie. Maar partykeer, dan sien ons of soek ons altyd net die negatiewe. En ek is nie hier vanoggend, en ek lewe nie in 'n ander wêreld of dorp as julle nie, ek weet nie vir uitdagings daar is. Maar ek besef net dat elkeen van ons partykeer net te is in ons eie lewens. Dis asof ons nie die goeie raak sien nie. Vrydag by die skool sê een van die onderwyseresse vir my, Dion, dit maak my so moeg, en mens probeer so hard. En geen ouers sal vir jou sê dankie vir elke goeie ding wat jy doen nie, maar laat ek nou net een dingetjie verkeerd doen. Laat ek nou net met sy kind beklei en dan nou nie gevra het ek maar wie se skuld te sit en 'n hofsaak gereël het om te hoor wie's nou eintlik kies. Ek kan dit nie meer. En al hierdie goed het vir my amper so bevestiging gegee dat dit kom alles van Christen af. Dit kom alles van kinders van die Here af. Een persoon se dade kan maak dat jy 'n hele familie oordeel. As een lid van die familie iets verkeerd aan jou doen. Ek sien nou vir jou, hulle is almal so. Van die oudste tot die jongste, tot die oupa groeit. Ek ken hom. My oupa se oupa was vriende met hom, hy het dit daai jare al gedoen. Een ou doen iets. En jy trek sommer die kam oor die hele familie. Siniese mens is 'n mens wat altyd, soos ons in Engels sal sê, the worst case scenario wil sien. Jy beplan en jy droom oor iets en dan sal altyd iemand wat vir jou sê, ek hoor wat jy sê, maar wat as? Maar wat as dit nie so uitwerk? Wat as hulle nie die deurbraak kry nie? Wat as? Die hartseer ding is, ek weet, elkeen van ons ken nie net so iemand nie, maar is meeste van die tyd so iemand. Dis die hartseer, want ons lees dit nie in die Bybel nie. Hierdie is soos wanneer ek baie keer grap en sê, ek weet van geen ouer wat sy kind op 'n stadion moes roep en sê, hoorie Boeta, kom gou hierso. Ek wil jou gou leer hoe om te jok. Ek sien jy jok nie lekker nie. Kom ek wys vir jou hoe jokke mense lekker. Jy sien dit nie. Hulle kan dit net doen. Nike se slogan is just do it. Ek dink ons just do it. En hierdie doen ons ook as groot mense. Niemand het my nog ooit geleer hoe om altyd die negatiewe raak te sien nie, maar vir een of ander rede is hier so groot battle in ons gedagtes. Dat het net van self gebeur, dan wil ek vanmôre vir jou iets sê wat jy moet snap. Ek verstaan as jy dit hier dink. Dit verstaan ek doen dit ook. Die probleem is wanneer jy dit begin sê. Ek wil dit amper vergelyk met die gedeelte in die Bybel wat sê, jy mag kwaad word. Kwaad word sê die probleem nie, dit staan regtig daar. Jy mag kwaad word, maar moenie sonde doen. Wat is die verskil dan, Dion? Ek kan kwaad word oor dit wat mense doen. Ek kan kwaad word as 'n man ongeskik is teenoor sy vrou, maar ek kan nie na hom toe stap en hom met 'n cricketbat slap nie. Dit kan ek nie doen nie. Ek kan kwaad word wanneer iets gebeur, onstuimig word. Maar dan sê die Bybel, pas op dat jy nie sondig nie, want wat jy dan sê en wat jy dan doen, maak dit eers verkeerd. As jy intentioneel bewus raak, as jy met 'n doelbewustheid binne jou gaan begin rondloop om seker te maak dat jy nie altyd sinies en negatief is nie, gaan jy sien hoeveel mense begin teen jou opstaan. Staan 'n bietjie in 'n groepie. Ons gaan dit nou van nou af doen. Ek bid dat elkeen dit van nou af sal doen wat hierdie hoor.
Staan bietjie in 'n groepie en dan nou almal die hele tyd en dan sê jy, ag, maar weet jy wat, kom ons wees dankbaar, en dan gister gereën, of ek het die fout gemaak, of iemand te sê, ons bid net vir 'n bietjie reën, en toe sê hulle, nee, ons kan nog nie eens ons lande ry, wag 'n bietjie. Skielik toe ek vir die laaste 2-3 dae met hierdie ding in my binneste loop, besef ek, hoe baie mense doen dit. En ek sê toe vir haar, ek verstaan hoe jy voel, maar die wildsboere soek nou reën. Die gras moet nou begin groei. Op 'n stadium, en ek wil dit graag weer sê, het ons, vir amper sê menslik gesproke, heeltemal te veel reën gekry, en ek het vir my vriende gesê, moenie worry oor te veel reën nie. Bid dat God die opbrengs sal seën, maak nie saak of dit droog of nat is nie. Bid vir die saad, en nie vir die omstandighede. Die oomblik toe ek het sê, toe dink ek, dis nog wel 'n goeie preek, ek sal eendag hom preek. Bid vir die saad, en nie vir die omstandighede nie. Jy kan niks aan die omstandighede doen. God vra vir Job op 'n stadium, kan jy die sterre tel? Kan jy vir die wolke sê wanneer dit moet reën en wanneer nie? Kan jy sê wanneer moet die son skyn? Kan jy vir die son sê wanneer hy moet opkom en wanneer hy nie moet opkom nie? Nee. En wat probeer God vir Job sê? God probeer vir Job sê, los die omstandighede. Fokus op die saad. Jy kan nie die omstandighede in hierdie land verander op jou eie nie. Jy kan op jou kop staan en maak wat jy wil, jy kan nie. Maar God kan jou gebruik om ander mense te verander. Ek het al baie keer gesê, een kan nie alles doen, maar almal kan iets doen. Een kan nie almal help nie, maar almal kan een help. Jy moet eienaarskap neem van jou geestelike vorming en groei. En al jy dit kan doen is om op Jesus te fokus. Ek wil 'n paar voorbeelde van Jesus aanhaal. Hulle kom arresteer vir Jesus, dis nadat hy gebid het, Vader, laat hierdie beker by my verbygaan, maar nogtans nie my wil nie, laat u wil geskied. En nog steeds gaan hy daar deur, en hulle kom neem hom gevang, hulle kom arresteer hom, en ek dink as Petrus gryp die swaard, my kap die een man se oor af, en Jesus sê van nee, dis nie hoe ons dit doen nie. Dis nie hoe ons dit doen nie. Ons gaan nie soos die wêreld begin reageer nie. Ons gaan nie optree soos wat almal sou optree. Almal doen dit mos. Nee. Ons doen dit nie. En Jesus kom bewys eintlik vir hom dat ons nie maak soos die wêreld maak, maar ons vertrou die Vader. Hoor mooi wat ek sê. Ons vertrou die Vader. En wil ek weer teruggaan en sê, Jesus het gebid, gesê, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Daarom kom Jesus en sê, nee Petrus, ons gaan nie uit ons eie uit begin reageer nie. Hoekom? Hy het mos gebid, Vader, u wil, nie my wil nie. Daarom kan hy nie gaan veg en beklei nie, want sy Vader se wil moet geskied. Ek weet nie van jou nie, maar dis vir my die heel moeilikste gebed om te bid. Here, nie my wil nie, maar u wil. Dis my die heel moeilikste gebed om te bid. In Matteus 11 vers 19. Matteus 11 vers 19 sê hy, die Seun van die mens het gekom en geëet en gedrink, en hulle het gesê, kyk daar, 'n vraat en 'n wynsuiper, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Maar God tree met wysheid op, en sy werke bewys dit. Ek wil vanmôre vir jou sê, baie mense gaan vingers wys na jou. Inteendeel wil ek eintlik vanoggend vir jou sê, as niemand in jou lewe vingers na jou toe wys nie, dan is jy nie besig om iets goed of in 'n positiewe rigting te verander nie. Want dit is bykans onmoontlik om in hierdie lewe iets positief of goed te doen sonder dat iemand vingers wys vir jou. Dis regtig bykans onmoontlik. Dis die hartseer daarvan. Volgens statistieke is iets soos 78, het bly afneem en afneem en afneem. Het was 82, ek dink is nou, volgens statistieke is 78% van Suid-Afrika se hele bevolking Christene. Gaan Google dit nou kyk.
Lyk 1/5 van Suid-Afrika soos wat Christus wil hê dit moet? Nee. En ek het die idee, dis omdat ons te veel bekommerd is oor die omstandighede. In plaas van om seker te maak dat ek en my huis in lyn bly. Ons vergelyk ons liewer met ander mense as om onsself in lyn te kry. Jesus kom en hy gaan eet en kuier saam met, soos hy sê, die tollenaars en die sondaars. En mense kyk na hom en wys vingers en sê, kyk daar, wynsuiper. Skielik vergelyk hulle hom, ja, ek weet jy word aan jou vriende geken, ek weet dit. Maar hy gedeelte eindig dan sê hy, en sy werke bewys dit. Met ander woorde, jy kan in die middel van wat se die mekaar spul sit, maar jou werke sal die verskil wees. As hulle na die groep kyk, sien hulle een ding, maar as hulle na jou kyk, sien hulle 'n ander ding. Jesus gaan kuier by Saggeus, hy praat met 'n Samaritaanse vrou wat hy glad nie mag doen nie. Ons sien nêrens in die Bybel dat Jesus in enige mate sinies optree. Hulle bring 'n vrou na hom toe wat in oorspel betrap is. En wat sê hy? Die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Wanneer Jesus intree, verander alles. En ek wil vanmôre vir jou sê, of jy het weet of nie, jou woorde maak saak vir God. Ons het in die begin gesê, dis een ding as jy dit dink, dis 'n ander ding as jy dit begin sê. Spreuke 18:21 wat almal so goed ken sê, dood en lewe is in die mag van die tong. En elkeen wat dit gebruik, sal die vrug daarvan eet. Nie dalk nie, sal. As jy woorde gebruik, sal jy die vrug pluk. So dit is. Met ander woorde, jy kan nie een ding sê en iets anders verwag nie. Dis onmoontlik. Dit kan nie teen God se woord gaan nie. Matteus 15:11 sê, dit is nie wat by jou mond ingaan wat die mens onrein maak nie, maar wat by die mond uitkom, dit maak 'n mens onrein. Sien dit wat by jou ingaan? Is dit wat by jou mond uitkom wat jou onrein maak? In jou geveg teen jou eie sinisisme is dit tyd dat jy ontdek dat daar is iets goeds binne jou. Want God is binne jou. Jy gaan baie mense irriteer as jy altyd die positiewe sien en soek en glo. So ruk terug tussen 'n klomp ouens gestaan en toe gesels hulle ook in so 'n groepie. Toe maak die ou nogal die opmerking en ek het jare terug so gesegde gehad, in tyd van moeilikheid, waarheen gaan jy eers na die foon toe of na die troon toe? Na die troon van God toe. Ons het die gewoonte om altyd heel eers na die foon toe te hardloop en eers vir almal te vertel of dit nou oor iemand anders is of jou eie moeilikheid of wat ook al dit is. Ek staan in hierdie groepie en die een ou sê, ouens is so besig om negatief te wees in die blou tyd toe hak een nou af te sê, jy's ouens, ek sal vir julle almal bid want ek dink die probleem lê by julle. Die helfte van die ouens het net hulle tong geklap, omgedraai en geloop. Ek het nogal gedink dis skerp. Ouens, ek gaan vir julle elkeen bid want ek dink die probleem lê by julle. Hulle het net gemou oor die omstandigheid van ons land en dorp en alles. Het gaan nie 'n verskil maak nie. Jy praat met die verkeerde een daaroor. Jy plant net negatiewe saad, jy plant net dood in ander se lewens. Dit gaan nie help nie. En dan gaan weer sê, ek bly in dieselfde land en dorp as julle, ek voel ook so. Maak myself glad nie uit soos Paulus sê dit. Hy sê ek sê nog glad nie ek kry dit reg nie. Dis wat dit so moeilik maak, is die Here goed op jou hart lê wat jy self nie fight, wat jy self nie battle. Maar ons is so gewoond daaraan. En dan is daar 'n tweede gedeelte aan sinisisme. Wanneer jy na ander
se lewens kyk, is dit so maklik om al hulle foute uit te wys. Daarmee het ons almal hoër graad geslaag. Almal van ons. Dis nou waar die Bybel inkom en sê, almal het gesondig. Dit is so maklik om na iemand anders se lewe te kyk en vir hom te sê en te wys wat hy alles verkeerd doen. Maar wanneer gaan ons begin na iemand se lewe kyk en met hom, ek wil amper sê, verhouding begin bou om iets positief in hulle lewens te ontdek en dit aan te moedig in hulle lewens. Laas Saterdag het ons gaan cricket speel daar in Pretoria, Joshua. En dit is soms vir my baie moeilik. Dit is een van die areas wat ek regtig baie hard op my tande moet byt as dit by kinders kom. En nou is daar 'n paar dae. Hy bedoel dit regtig seker goed. Gelukkig weet ek nie of hy dit sal hoor of iets nie, maar ja. Daai kind het nog nie eers een bal, wat noem hulle dit in Engels, hulle gefeis. Ja, hy het nog nie die eerste bal na hom toe gebal nie. Toe daai pa al vir hom so bang. Laat jy nou net een mis, en laat jy nou net dit, en laat jy nou net die, en dis die kant, en is daai kant. En die tweede laaste bal toe bou hulle hom uit. Dat daai kind afstap, net daar in sak en as neerval, en net huil. Nou dink ek, laat die pa gaan seker nou na hom toe stap en sê, Boeta, jy het rarig eintlik baie goed gedoen. Ons oukies lekker uit mekaar uitgeslaan. Dat die afrigter later na hom toe gaan en hom tik of hom sê, man, is nie so erg nie. En totdat ons daar weg is, was die pa nie een keer weer by hom. Ons praat van 9 jaar oud, 8, 9 jaar oud. Dis soms dinge in die lewe wat ek oorwonder. Dis tye soos daai wat ek voel ek kan na hom toe stap en sê, hoor hierso, wat dink jy doen jy? Is jy okay? Maar hy is baie groter as ek gewees. So. Ek sou heel moontlik pak slaag gekry saam met sy kind. Dis maklik om negatief te wees oor ander mense en oor hulle omstandighede. Dis soms maklik om vir iemand net te sê, hoor mooi wat ek sê, want dit is 'n probleem wat ons as Christene het. Dit is soms maklik om na iemand toe te stap en net te sê, moenie worry nie, alles gaan oukei wees. Baie keer in my lewe het mense al na my toe gekom en dan vir my gesê, man, glo maar net, dit sal reg wees, moenie worry nie. Wanneer gaan ons by iemand stop en sê, kan ek saam met jou bid? Kan ek saam met jou vertrou dat alles oukei gaan wees? Christendom is glad nie 'n gewoonte nie. Jy is op 'n gevaarlike plek as jy dink Christendom is 'n gewoonte. Wanneer kan ons saam met iemand die pad begin stap? Wanneer kan ons saam met 'n vriend deur omstandighede gaan? As jy die hele tyd negatief dink en praat van jouself, jou gesin, jou vriende en jouself, moenie iets positief verwag in jou lewe nie. Die Bybel het gesê, dood en lewe lê in die mag van die tong. En hy wat deel het daaraan sal die vrug daarvan eet. Hoe meer jy positief begin dink en praat oor jouself, jou gesin, jou vriende, jouself, hoe meer sal jy weer positiewe dinge in die lewe begin sien. En weet jy wat's mooi? As jy in 'n groep van, kom ons sê 10 mense staan en jy is die enigste een wat positief is. Die oomblik as iets goeds gebeur, voel hulle, gesommer net gelukskoot daai gewees. En jy voel, dankie Here. Skielik verander die gevoel binne jou. Ek en Nico het eendag, dis nou seker 5 jaar, 6 jaar terug, ry ons aan na Kosterdam toe en ek heel naby die wal, seker die laagste wat ek nog ooit in my lewe Kosterdam gesien het. En ons bid en almal bid saam en ek sê ons ry so toe en ons gaan staan op daai rotse, amper in die middel van die dam, so leeg is die dam. En ek sê van weet jy dat as ons glo, God die dam vol maak in een dag.
Ek dink dit is 'n dag later, 2 dae later, 'n dag of 2 later. Toe's daai dam nie 100% vol nie. Toe het hy al omtrent 70% oorgeloop, so vol is hy. En dit was regtig net, ek het daar gestaan en gesê, Here, bewys net u grootheid, dis al. Mag u net u grootheid besef, mag jy net vir 'n oomblik, ten spyte van omstandighede met God een word. So 2 weke terug gesê, wanneer jy met God praat, staan jy in die allerheiligste. Ek wil vanmôre vir jou sê, wanneer jy in 'n groep staan en almal is negatief, maar jy het 'n begeerte in jou hart dat God sal ingryp, sal jy die getuienis dra. Maak jou niks beter nie, maak niemand beter as 'n ander nie. Maar hierdie wêreld is gevul en besoedel met negatiewe, ek wil amper sê kwaad mense. Dis in oorvloed. Maar daar is so min wat bereid is om op te staan en te sê, kom ons bid daaroor. Ek wil graag afsluit. Dis nie net ons verantwoordelikheid om positief te wees en te bid en te glo nie, as kind van God nie. Maar is ook deel van jou verantwoordelikheid om iets mooi, iets positief in iemand anders se lewe te ontdek en dit te ontwikkel. Baie keer wanneer ek in die skool rondloop en ek met die kinders gesels en jy so 'n bietjie van die kinders se vertroue wen, dan verander hulle hele lewe sommer. Die oomblik as daar net iemand kom wat positief is en iets positief oor hulle sê, onmiddellik verander sy hele lewe sommer. Ek het met onderwysers gepraat, asof so 2-3 weke met kinders op pad gestap het om hulle net aan te moedig, niks anders nie. Dan sê hulle sommer nee, ek kan sien daar's 'n verandering. Meeste van die tyd wanneer ouers vir my vra, deels hulle 'n bietjie met my kind praat, dan dink ek die ouers kan bly wees hulle hoor dit nie, want ek dink nie ek praat soos wat oor dinge wat jy wil hê ek moet. Meeste van die tyd is al wat ek doen om hulle aan te moedig om hierdie lewe voluit te leef, ten spyte van al jou uitdagings. Die lewe is so skattejag. Hoor wat ek vanmôre sê. Daar's 'n skat in elkeen. Daai boemelaar op straat, daar's 'n skat binne hom. En dis my en jou verantwoordelikheid om deel te neem aan daai skattejag. Die skat in elkeen te ontdek. Met ander woorde, jy gaan moeite doen. Skattejag werk nie so dat jy sommer net loop en sê, "Oh, hier is hy nie." As jy Survivor kyk, hulle steek oral in daai woud individual immunities en goede weg. Jy moet soek daarvoor. Partykeer kry jy 'n klou hierso, dan 'n klou daar, dan 'n klou hier. Die lewe is so skattejag. Daar's 'n skat in elkeen. Daar's 'n skat in elkeen van jou kinders. Ons luister gister, ek en Belinda, na 'n program. Die program se naam is Twak Praat. Maar hulle praat met Naas Botha. Weet nie wie van julle het gekyk het nie. Naas Botha, hulle sê, hulle is besig met 'n program. Of een of ander sielkundige ding of iets. Om te kyk hoe jy dink en hoe jy leef. En dis linkerkant en regterkant brein en al sulke goede. Toe sê ons al twee, "Sjoe, ek weet nie hoe daai werk nie, maar ek dink elke liewe ouer," want een van hulle, Rikus of Annie Wessels, een van die twee het gesê, hulle dink dit sal belangrik wees as elke kind in sy lewe daardeur gaan. En toe sê jy van die ander, ek dink elke mens moet daardeur gaan. Want binne elkeen van ons is so baie wat jy nog nie eens van weet nie. En Lion King kom op 'n stadium en sê, "Look deep inside yourself. You are much more than what you have become." Daar's drome binne jou wat jy nog nie eens van weet nie. Daar's 'n saad binne jou wat God daar geplant het, wat jy nog nie eens van weet nie. Maak nie saak hoe oud of jonk jy is nie. Daar's 'n skat binne elkeen. Mag die Here ons help om ophou foute te soek in almal
maar liewer skatte te begin soek. Maak nie saak wie dit is nie. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. Soek die saad, soek die skat binne elkeen. Help hulle om dit te ontwikkel. En jy gaan terugkyk en God sal jou eer daarvoor. As hy dit binne elkeen van ons doen, is dit ook ons verantwoordelikheid om dit in elkeen te soek. Mag jy 2 keer dink voordat jy volgende keer deel het aan sinisisme. Mag jy 2 keer dink voordat jy net altyd die negatiewe wil sê. Ek wil amper sê, as jy nog nie daaroor gebid het nie, moet dit nie sê nie. Kom ons sluit die oë. Here, as kinders van God, as kinders van God weet ek, dat dit ons verantwoordelikheid is, om ander te help ontwikkel, en hulle nie altyd net af te breek nie. En hierdie woord vanmôre is baie ernstiger as wat ons ooit sal weet. Ons as kinders van die Here in hierdie land het 'n baie groot probleem. Ons voel dat ons die reg het om te sê wat ons wil, vir wie ons wil, wanneer ons wil. Soms gebruik ons Christendom om opinies te lewer oor mense voordat ons die skat gesoek het. En ek wil bid, Here, dat U met elkeen van ons sal praat en sal werk. Dat ons die skat in elkeen sal begin soek. Dit gaan harde werk kos. Wat is daar in elkeen van my kinders se lewens waarin hulle werklik goed is? Here, soos wat Steve Harvey sê, your gift is the thing you do the absolute best with the least amount of effort. Jou gawe is dit wat jy die heel beste doen met die heel minste inspanning. Dit kom amper van self en jy's so goed daarin. As elkeen van ons wat vandag hierdie hoor, net daai een gawe in elke mens sal gaan soek en hulle help om dit te ontwikkel. Here, weet ek dat hierdie dorp en hierdie land van ons totaal anders sal lyk. There's a gift inside of you. Daar's 'n gawe binne jou wat God wil gebruik sodat hy jou kan gebruik om 'n verskil te maak. Jou woorde alleen bring lewe of dood, maar die skat, die gawe binne jou sal lewe tot 'n oorvloed bring. Ontdek die gawe, die skat wat God binne jou geplant het. En help ander om die skat en die gawe binne hulle te ontdek. Here, help ons om nie te voel ons het die reg om te sê net wat ons wil van wie ons wil nie. Help ons as ouers om ons kinders te leer dat hulle nie die reg het om te sê net wat hulle wil nie. Woorde maak seer. Maar woorde kan ook oorwinning bring. Help ons, Here, om getuienisse te maak en nie skandes te maak nie. Help ons om lewe te gee. Help ons om deel te wees van lewe in ander se lewens en in ons eie gesinne. En nie die hele tyd net dood nie. Maak ons oë oop om anders te kyk na elke omstandigheid. En mag ons U daardeur verheerlik in Jesus naam.